kuier om die woord. Ons is by Jesaja. 2. Ons het gevorder na hoofstuk 2 toe. Vers 1, en hierdie hoofstuk 2 is baie kort. Ons sal maar sien. Nee, 22 verse. ja. En is interessant om te sien dat Jesaja was die seun van Amos. Nou soos julle weet, daar's 'n boek in die Bybel, Amos. Hy was ook 'n profeet. Is vir my interessant om te sien dat hoe die geslagte, ek weet daar's nou niks snaaks daaraan nie, maar hoe as die pa 'n profeet is, dan baie keer is die seun ook 'n profeet en die dogters ook. Kyk, hulle was maar Profetiese. profetiese, soos die Ja. priesters byvoorbeeld moes uit die Lewiete uitkom. So, maar wat vir my nou net weer 'n bietjie iets sê hierso, wat Jesaja betref. Hy kyk vorentoe vir honderde jare, ek dink amper by die 750, 800 jaar. En die Heilige Gees, die Here, wat alles weet, en ook die toekoms ken, kyk vorentoe en sien wat gaan gebeur. Praat van die verlosser. Wat gaan gebeur? Hoe die verlosser gaan kom, die Messias, en almal kyk vorentoe en is in groot verwagting van die Messias wat moet gaan kom. Is dit nie wonderbaarlik nie? Soveel honderde jare vooruit sien hy duidelik. En dan in hierdie boek, die hele Jesaja boek, beskryf hy eintlik nou vir ons die hele Nuwe Testament wat nou vervul is. Nou dink julle self in, hy kyk vorentoe en verwagting. En toe gebeur dit honderde jare nadat hy hierdie gesien het. Toe geword Jesus 'n werklikheid. En die woord van die Ou Testament, die profete, het in vervulling gaan. Hy sê mos die woord het vlees geword. So watter woord is dit wat vlees geword het? Die woord van die Ou Testament se beloftes het 'n werklikheid geword. Nou kyk nou, wonderlik is dit, ons nou vandag kyk nou terug. En ons het nie net Jesaja se profetiese boek nie. Ons het ook die hele Nuwe Testament wat Jesus is, wat die vervulling van die woord is, die woord wat vlees geword het. En nou het ons die totale prentjie. Hulle wag dat iets moet gebeur. Ons kyk 2000 jaar terug en sien dit het klaar gebeur. En dit is vervul. En nou wat se praktiese waarde het dit vir ons? Praktiese waarde is dat die koning van die hemelse koninkryk, van liefde, Jesus Christus, dis sy heerskappy is liefde, woon nou binne in ons, omdat ons hom aangeneem het. Want as ons die woord aanneem, in Johannes hoofstuk 1, praat hy van die woord wat vlees geword. Hy sê, en almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te word. Ek kan dit amper so ook vertaal, daai mag gegee om sy kinders te word, beteken eintlik die ervaring nou, omdat jy sy woord aangeneem het, bring dit daai lewe in jou, en kom jy tot die volle ervaring van jou kindskap. Dis eintlik baie wonderlik, né? OK. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan, op die top van die berge, en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. Nou wie is hierdie berg? Ek sê dit is Jesus, dis simboliese taal. Jesus praat van ons, hy sê julle is die lig van die wêreld, en dan sê hy stad, wat in dieselfde konteks, wat hy sê julle is die lig van die wêreld, dan sê hy 'n stad wat bo op 'n berg is, kan nie wegsteek word nie. Want dit is vol lig, mense sien dit van ver af. So, ons word ook nie net lig genoem nie, ons word ook 'n stad genoem. Nou, Jesus is die stad, stem julle saam. En hy is die berg ook,
Dis alles simboliese taal. Nou, baie duidelik, sy koninkryk sal bo alle koninkryke verhewe wees. Nou, koninkryk van liefde, wie van julle sal my saamstem, liefde is verhewe bo enigiets anders. Oh yes. Paulus praat daarvan in die Korintiërbrief, Korintiërs 1, vers 13, praat hy van die liefde, dan sê hy, wat sal oorbly is geloof, hoop en liefde, Yes. maar die grootste daarvan is die liefde. Nou julle weet wat liefde is, Galasiërs 5:22 verduidelik dit. Ek weet, julle dink ek vergeet, ek het dit reeds gesê, maar ek wil dit oor en oor sê. Ek het nie vergeet dat ek dit oor en oor sê nie. Liefde is hierdie koninkryk van liefde. Hierdie woord wat jy aangeneem het, wat nou binne in jou uiteindelik geboorte gee, want dit is die lewende saad van die woord wat ons inneem en dit bring 'n geboorte. Die swangerskap kan jy amper sê van hierdie woord is in jou sieldimensie, gedagtes, denke en gemoed en uiteindelik gee jy geboorte aan wat? Jy gee gestalte aan. Ons praat nou simbolies, verstaan julle dit? Praat nou nie letterlik nie. Gee jy gestalte aan die uitdrukking van hierdie liefdeskoninkryk. Want dis wie jy is. En daarom kom jy tot jou volle reg as 'n kind en hy het jou mag gegee. Nou staan jy saam met die berg Jesus wat in jou reeds leef en uit jou leef, bo al die ander. So enige iets wat nie liefde is nie, moet die knie buig. Want liefde is die oorwinning. Dit is iets wat niks teen kan kom nie. Vers 3, Pastoor Mimpie. Ek wil net gou sê, vanaf vers 1 tot vers 5 toe, is ook 'n lied. Jy praat nou van Jesaja 2. Jesaja 2, dis 'n Wat 'n lied. lied is dit? Come let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Israel. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. Kan jy die lied sing, weet jy Nee, hoe gaan? nee, ek sal hom moet gaan. Ja, dan moet ons van Ek wil as ons klaar is met die boek van Jesaja of dalk so halfpad, wil ek 'n aparte CD'tjie maak met al die liedere van Jesaja. Ek dink dit sal interessant wees, want daar is so baie. Okay, en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Pragtig, wie is die woord? Jesus. Die wet is nou vervul en nou in ons harte geskrywe. En julle weet die wet is, eerste helfte is absoluut uitverkoop aan die Here God, liefde vir God, en dan die tweede helfte liefde vir ons medemens. So dis 'n vervulling nou. Dis nou nie meer iets wat ons leer om te wees nie. Ons sit nou in geloof, sê ons, ons is dit nou, want as ons God se kinders is, dan is ons dit. Nou jou kop gaan met jou raas en sê, ja, maar ek voel nie ek is dit nie. Want jy beter begin oorvoel. Jy moet begin glo. Amen. Want weet jy wat, as jy dit glo en dis deel van jou gebedslewe, veral vroeg in die oggend, dan is jy reg vir die dag, want jy weet wie jy is en jy gaan optree as hierdie kind van hierdie hemelse koninkryk van liefde. En jy is dan staan op hierdie berg saam met Christus. Jy staan uit en almal sal weet, as hulle jou lig sien, want die lig van jy wat jy is Jesus se lig van liefde. En so is die heerskappy van die koninkryk. Wat vir my mooi is toe Tikkie vanoggend sê, toe sy stilte tyd gehou het, is vir my mooi wat jy vir my sê, want as 'n mens gereeld met die Here stilte tyd hou en jy het daai verhouding met die Here, dan is jy sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Maar as jy nooit by hom sit en luister na die influistering wat hy vir jou gee nie, dan is 'n mens nie sensitief nie. En dit is so belangrik om te kan hoor die stem van die Heilige Gees. Want baie mense dink as die Here met jou praat, praat hy met 'n bulderende stem. Nee, dit is nie so nie. Die Here praat met daai klein, sagte stemmetjie in jou hart, waar hy byvoorbeeld vir jou sal sê, vergewe.
hulle wat teen jou gesondig het. En Moenie wraak hou nie. Ons gaan sien, soos wat ons verder lees, dat die Here hou nie van geweld nie, en die Here hou nie van wraak en al daai tipe van dinge nie. Jy het iets gesê? ja, hoe meer, onthou nou die Here se praatwyse is deur Jesus die woord. Is hy nie bemiddelaar nie. Hy het ons bewus gemaak van die Vader. Hy is die kontakpunt met die Vader. Nou hy is die woord. Nou baie het al gewonder en ek het al baie gewonder, nou weet ek. Hoe praat die Here met ons? Jy weet, gepraat hy met ons soos hy met Samuel gepraat het, daai profeet. Onthou julle, Elia was so dig gewees nader, want hy was die profeet, nie Elia nie. Wat was Samuel? By watter profeet het hy oorgeneem? Samuel, Wat is daai profeet se naam wat so dig was? okay, ons gaan nou. Okay, Eli. Eli. Ja, Okay. stukkie ding, naam nou vas. Hy kon niks hoor nie. En toe die Here vir Samuel mos opgerig, was wonderlik hoe Samuel 'n werklikheid geword het. Sy ma was onvrugbaar en sy daar in die tempel gaan huil en dink haar naam was Hanna. Hanna, ja. Ja, en sy Here, gee my 'n kind of ek sterwe, jy weet, en en die Here het haar toe belofte gemaak en toe sy die belofte gemaak as sy nou die kind het, sal sy hom vir die Here gee en die Here hy gaan vir die Here werk. Maar die Here het al reeds voorberei, want hy sien hierdie profeet Eli maak nie die great nie. En toe die kind gebore en toe uiteindelik Samuel groot geword, toe sy nou daar saam met Eli. Hy was actually net gespeen, hoor. Ja, en Hy toe was klein geweest. toe hoor hy nou 'n Toe stem. vat sy ma hom. Samuel. En hy spring op. En hy hardloop na Eli toe. Het hy my geroep, my Heer? Eli sê, nee, ek het nie. Tweede keer. Samuel. Hy spring reg op sy bed, kyk rond. Hardloop weer na Eli toe. Nee, is nie ek nie. Okay, ek sê, is dit weer gebeur? Dan sê hy, ja Here. Spreek Here, Spreek, Here. luister. En toe dit weer gebeur, toe sê hy, spreek Here. En toe praat die Here met hom. Maar hoe praat die Here met ons? Nou, omdat ons nou die Bybel uit ken, nou baie keer nou lê en hy sê, Here, wanneer wil jy met my praat? Ek wil ook graag u stem hoor. Ek wil ook hê jy sê, Janie, of Mimpie, of weet jy naam daarin sit. En nou weet ek hoe die Here praat. Ek het dit nou ervaar. Hy praat met jou deur die woord. Jesus. Nou as jy die woord goed leer ken, en jy verstaan die woord, en jy het begrip, want die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid, maar jy is baie besig met die woord, jy is lief vir die woord, jy mediteer die woord, jy oordink die woord, hoe meer jy jou kop vol kry van die woord, beter is jou kans, Hoe sensitiewer raak om duideliker die Vader se stem te hoor deur die woord, die Heilige Gees wat in jou is. Hallo jy. As jy nie woordmens is nie, en jy is nie lief vir die woord nie, en jy neem nie die woord in nie, en jy oordink nie die woord nie, en jy snap nie die woord nie, jy het nie begrip nie, dan is dit, soos Eli, dom, stom, dig. Ja. Jy raak verhard. Dan is jy soos daai profeet, Biliam, wat so dig geraak het, dat hy die volk van die Here, dat die donkie hoor die Here se stem. maar hy hoor dit nie. Jy ken daai van, hy ry op die donkie. En nou, hy is op pad, 'n verkeerde pad. En die Here wil hom probeer hom keer. En die donkie staan eers, né? En dan word hy kwaad. En dan loop die donkie en dan draai die donkie uit, want hy sien hierdie engel van die Here voor hom. Hierdie profeet is so dig, hy sien niks. Hy slaan die donkie. En uiteindelik, en uiteindelik toe druk die donkie sy been teen die muur vas, want dit is 'n nou plek waar ons deurgaan. Rots. Ja. Ja, 'n muur, dis 'n muur. En en toe uiteindelik besluit hierdie donkie, nee, kyk, ek is nie so dig soos jy en die profeet. Toe gaan lê hy. Ek gaan niks ver. Toe sy eers kwaad. Toe spring hy daar op en hy slaat daai donkie. Ja. En die volgende oomblik sê die donkie, "Hey, hoekom slaat jy Die my? derde keer wat jy my slaan. Is ek nie jou getroue donkie nie? Is jy nie gewoond daaraan dat ek altyd doen wat jy sê nie? Is dit nie vir jou snaaks
dat ek so optree nie. Kom jy nie iets agter nie. Nou, as dit nou ek was, ek sal my boeglaam geskrik het en dat 'n donkie nou praat, dat my, sê maar dis jou hond wat met jou praat, né? ek sal net daar geshut up het. Hy gaan en hy praat met die donkie. redeneer Hy met die sê, donkie. ja, maar jy maak so donkie en jy maak so en jy maak so. Ek weet, ek sal so geskok gewees het, ek sou nie eens teruggepraat het nie. Kan 'n mens so dig raak. Mense, ek wil sê, as jy nie vol van die woord is nie, né? En die woord lief het nie, en luister wat die Heilige Gees in jou sê deur die woord, ons kan so dig raak. Ons gaan die domste dinge doen. Is dit nie beter dat ons sensitief raak en kan begin hoor wat die Here vir ons sê nie? Wow, ek is so bly dat ons kan so kuier om die woord. Nou, is my interessant dat Jesus sê, dat hy ons sy weë kan leer. Jy moet eers die weg leer ken, en dan kan jy in sy pad wandel. En hoe leer ons dit ken, Pastoor Lempie? Ja, Deur wag sy nou, woord. wag nou. Jy moet eers sy weg ken, en dan kan jy daarin wandel. Baie mense wil niks met die Bybel te doen hê nie, en dan probeer hulle om in die pad van die Here te loop. Jy kan nie. Jy moet eers die weg van die Here leer ken, Amen. want God se manier is anders. Maar hoe leer 'n mens die weg van die God Here se ken? manier is anders as ons manier. Ons manier is, ek het my way en ek wil maak soos wat ek wil maak. En 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4. En God sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. My gedagtes is baie hoër. Hoe kan ons sy En gedagtes so bekom? kan ons dan die hele storie miskyk en mis sien Ja. en die pad mis, omdat ons nie luister na sy influistering nie. Ja, die Here praat met ons deur sy woord, maar hy praat nie net met ons deur sy woord nie. Hy praat met ons op verskillende maniere. Efesiërs 3 vers 10 sê, hy praat ook deur die gemeente met ons. Maar die gemeente bring die woord. Ja, en hy praat ook met jou deur die influistering van die Heilige Gees. As die Heilige Gees vir jou sê, so en so en so, en hy praat ook met ons deur prentjies. Partykeer sal jy net 'n prentjie sien. Ek weet, hier was hierdie een man van God gewees, en hy het altyd gesê, hy wil so graag vir die siek mense bid, maar hy weet nie hoe nie, hy het nie sukses nie, en hy bid, hy sê, Here, ag help my, ek wil vir die siekes bid, maar ek weet nie presies hoe nie, en hy staan in die kerk, en dis na die diens, en hy sien, hier gaan 'n paar longe voor hom verby. En hy dink toe, maar dis vreemd. Die Here sê, ek help jou. Ek help jou. Is iemand wat 'n longprobleem het, bid vir daai persoon. Toe het hy nou geleer om God se weg te leer ken. En God het met hom so gepraat en so die Here hom gehelp. En dan volgende keer sou hy gesien het, okay, hier gaan 'n skouer verby wat uit lid uit is en wat seer is. En so het hy geleer dat die Here praat met hom deur prentjies en deur indrukke baie keer. En partykeer sal jy op 'n plek kom en jy sal voel en jy sal nie verstaan hoekom nie. Jy voel daar's 'n atmosfeer. Jy voel daar's iets wat nie reg is daar nie. Luister vir die stem van die Heilige Gees en wees gehoorsaam daaraan, want dan kan jy in sy pad wandel. Ja, ek verstaan wat Pastoor Lempie verduidelik. Die woord is sentraal, want God se gedagtes, of wat hy vir jou wil sê, gaan uiteindelik in woorde uitgedruk word. En dit is altyd Jesus, is die woord. Dis altyd liefde in daai woord. En die optrede gaan altyd met liefde wees. Maar dat hy praat met ons in prentjies, ek wil amper sê in video's. Wie van julle dink mos nie in woorde eintlik nie. Jy dink, wat jy dink, wil jy uitspreek, jy wil dit vir my verduidelik. Jy sit skielik en nou dink jy aan iets, né? Nou wil jy vir ons verduidelik, wat dink jy? Of iemand sal vir jou vra, ken jy nie vir jou gedagtes? Wat dink jy? En dan moet jy nou kan jy nie vir die ou die prentjies gee of die video gee wat jy dink nie. Nou het jy jou mond gekry en nou gaan jy dit met woorde uitspreek, wat jy dink. So het die hemelse Vader sy hemelse gedagtes
is vir ons gebring deur Jesus Christus. Nou weet ons wat die Vader van ons dink. Maar soos jy nou, Pastor Miepie nou gesê het, hierdie persoon sien dan, as die Here met jou praat hy met jou in video's of in prentjies. Hy sien dan hierdie longe wat voor jou verbygaan en so. Dit kan met ons ook gebeur. Ons het mense so geleer, ons mense, en ons doen dit nog steeds. Ons sit 'n persoon in 'n stoel, dan bid ons vir hom, en dan vra ons vir almal wat bid, kom bid saam. En wees nou stil, en gaan nou in, en kyk wat wys die Here vir jou. En ek weet een dag so in die kerk, nou gebruik ons dit, en nou hier bid ek vir mense, ek ken hulle nie, wildvreemde mense. En ek bid vir hulle. En nou ja, aan my dat ek weet 'n bietjie teruggaan. Ja. Ons het gereeld hierdie koerant gekry, en hierdie was hierdie Huisgenoot. wat was daai persoon? Handicap en Flo. Ja. Is sy vrou se naam Flo? Flou. Ja. Flou. Nou, die twee het mos die hele tyd 'n aksie teen mekaar. Sy het altyd teen hom, en hulle panel beat mekaar, hulle stry, hulle met klei, en is die hele tyd, almal kyk die prentjies, mense staan nou, mense nou, sulke prentjies kyk. Hoe gaan dit met jou huwelik, as jy jou kop vol met sulke prentjies? Maar in elk geval, dit was eintlik humoristies. Nou bid ek vir hierdie twee paar mense, en ek bid vir hulle, en nou sê ek, Here, wys my, volgende oomblik, hier gaan Handicap en Flo voor my verby. En julle weet waartoe gaan dit. Ek sê vir hulle, hoorie, terwyl ek so vir julle bid, wat ons gewoonlik doen, ons lê nou die hande op die persoon, raak stil, ons bid, en sê laaste persoon, het jy iets gesien, het jy iets ervaar? Want wonderlik, baie keer gaan die persoon sê, ja, dit en dat. En hierdie mense sê, nee, niks. Want hulle is te skaam. En ek weet nie wat nie, ek sê, hoorie, kom sit hier, ek wil net vir julle iets sê. Ek sê, ek sien, dat daar is 'n bietjie onmin. En nou sien ek Handicap en Flo. Hy het mos altyd so op die bank gelê. Ja, en sy het hom altyd om die pan geslaan. Ja. Ek sê, ek sien daar's 'n bietjie onmin. Spanning. Daai vrou bars daar uit in trane. Sy was, terwyl ek vir haar bid, het voel jy bid vir 'n baksteen. Gewoonlik as ons sy hande so oplê, dan voel jy dit gaan deur. Die persoon ontvang. Jy weet die persoon is ontvanklik. Maar as jy vir hierdie mense bid, is soos kwa, jy weet dit stop net. En daar bars daai vrou uit. Nie die man nie, jy weet die vrou is gewoonlik die een wat seer kry. En sy bars uit in trane. En dit breek los, dit is soos 'n fontein wat nooit geloop het nie, wat skielik oopbars en uitstroom. Sy sê ja. Sy wil toe sommer net baie begin praat. Ek sê nee, kom ek vat julle privaat. Ek sien die man is toe nou ongemaklik. Toe slaan ek die spyker op die kop. Nou, hierdie is 'n gawe van die Gees wat werk deur ons. En wat is die bedoeling van gawe van die Gees? Dis om mense te laat besef dat God is 'n werklikheid, want sy hulle dit besef, maar moes ek geweet het, hoe het ek geweet? Maar God weet. So dit was deur 'n woord van kennis. Woord van kennis is altyd iets wat aan die gebeur is of klaar gebeur het. So ek sien Handicap en Flo, en daar sien ek hulle hele, ek verstaan nie wat ek sien nie, maar ek sien dit. En toe ek vir sê, ek sien daar's, nou kan ek nie sê, ek sien Handicap en Flo nie. Maar die Here gebruik iets wat ek reeds ken, om vir my 'n prentjie te wys. En ek sê dit. So mense, weet jy, dit is so 'n wonderlike lewe saam met die Here. Jy moet begin instel, maar weer eens wil ek sê, baie woord inkry, baie alleen wees met die Here, bid met die Here, en as ons alleen is met die Here, dan is die woord maar sentraal. Goed, waar is ons? En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat ons sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel. Hy sê dit oor en oor in hierdie hoofstuk. Toe jy uit was nou met Petrus, het ek dit klaar behandel, daai vers. Okay. En die woord van die Here uit Jerusalem, en hy sal oordeel tussen die nasies, en reg spreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal hulle nie meer leer om oorlog te voer nie. Wow, nou dis die effek en die krag van die nuwe koninkryk, die koninkryk van die hemele. Ons kyk terug, dit slaan plek, is nou binne in ons. Jy sal ook vind dat
wanneer hierdie woord, die liefde van die Here jou lewe heeltemal oorheers, jou gedagtes, denke en gemoed, dan gaan jy ook nie meer oorlog maak nie. Want waar begin oorlog? Ek dink Jakobus sê dit. Hy sê, waar begin oorlog? Ja. Begin in die huis. Begin in die huis. En naderhand is dit 'n oorlog tussen nasies. Hallo julle. Ja. So, wat stop 'n oorlog? Liefde. Wat is liefde? Galasiërs 5:22. Een van die vrugte van die Gees is vrede. Liefde maak vrede. OK. Vers 5. Vers 5. Kom, huis van Jakob. Ek wou net gou gesê hierdie. Dit gaan saam met die vrugte van die Heilige Gees, nê? Vrede. Weet jy, ek wil amper, wanneer jy sê daar vrugte van die Heilige Gees, weet jy, daai is vir my meer vrugte van die Gees. Ja, die Heilige Gees, yes. God is dit, maar ons as sy kinders, dis die vrugte wat ons nou as die bome dra. Dis vrugte van Gees, jou Gees, verbind aan God se Gees. Nou, ek wil net gou hier iets sê. Die swaard het jy nou nie meer nodig nie. Maar jy het 'n pik nodig om jou land skoon te maak en te bewerk. En Dis weer jou eens, verstand. simbolies gesien, die land is jou denke, gedagtes En jou en spies het jy nie meer nodig nie, want jy wil nie meer doodmaak nie. Maar die spies het jy nou nodig om te snoei. En wie snoei jy? Nie ander mense nie. Jy snoei jou eie tuin. Ja, en dit werk alles in jou gedagtes, denke, gemoed, jou sieldimensie. Nou, Johannes die Doper sê in hoofstuk 3, toe die fariseërs gekom het om gedoop te word, toe sê hy, addergeslag, julle slange, wat kom julle nou, wil julle die toorn en die oordeel ontvlug? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wat se vrugte? Galasiërs 5:22. Hy sê die byl is aan die wortel van die boom. So watter boomkap word afgekap? Die verkeerde boom. En vir my is dit die boom wat wil oorlog maak, die een wat met die swaard wil rondloop, want jy verander die swaard nou in 'n pik. En wat is daai pik? Pastoor Miepie het nou gesê, dis om op te tree in die liefde, vrede, blydskap van die Here, wie jy is. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. So spreek die Here. Wat liefde is. Wat liefde is, want weet jy wat, met redenasie vermoë gaan jy nêrens uitkom. Ons kan lekker redeneer. Redeneer. En dis waar die meeste rusies vandaan kom. Meeste huwelike. Jy sê dit en die ander persoon sê dat en jy sê iets van jou van die persoon se ma en dan beledig daai en daai en se ma dit kan en begin, dan dit kan klein begin, Pastoor Ja, Miepie. dit Dit kan begin by die tandepasta, die tandeborsel. En die ou dalk net sy tandeborsel, ek weet hierdie een ou het sy tande geborsel, sit hy, die vrou wil die borsel op daai sekere plek. Toe vat hy nou die tandeborsel en hy borsel hy 'n bietjie haastig en hy het hom daar neergeplak. En hy het bietjie gemors daar en daardie risie begin. ja. En daai risie het erger en erger geword en toe's politiek ingesleep. En naderhand is hulle by ma en skoonmaas. En toe's dit naderhand oumas en oupas. Ja, jou ouma het jou nooit maniere geleer. Ja, toe raak dit baie Nou groot. raak dit beledig. Kyk hoe kan 'n oorlog ontstaan, kan julle sien? Nip het in debat. Stop dit net daar waar dit wou begin het. Hallo julle. Dis soos Paulus dan sê, neem elke gedagte gevange. En bring dit in gehoorsaamheid. Mense, ons kan so baie nonsens stop in ons lewe. As ons net ons gemondjie, ons gesmoel. Wat is daai? Kan toehou. Sê almal, is dit smoel? Jou mond kan toehou. Ek wonder waar kom die woord smoel vandaan? Ek weet nie, maar Hou jou smoel. maar die jong mense van vandag sê zip it. Zip it, ja. Daar's hy, zip it. Ja. Zip it. Dis belangrik, ja. Ja. Kom huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van die Here. Kom mense, kom almal. Yes. Laat ons wandel in die lig en liefde. Ons het die krag binne in ons, ja. Want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied en van goelaars soos die Filistyne en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. Ja, hulle is nou die lig. Hierdie volk is veronderstel om die ander nasies die lig te gee van God se liefde en van God se woord. En hulle dit sal hulle toevertrou. Maar wat doen hulle?
Hulle gaan om die lig te gee, maar hulle vat die donkerte van die nasies. Soos verlede keer wat ons gesê het, die ou gaan en hy was 'n dronkaard gewees en ek gaan dit net weer vanaf noem. En hy kom tot bekering en hy is nou droog, hy drink glad nie meer nie. Maar tog is daar so 'n hinker in hom. Ek is 'n bietjie wonder as hy weer proe om daai skuim so af te lek van die bier af, jy weet. Bietjie daar in die bar ingaan. Toe kry hy die slim idee. Ek is mos nou evangelis. Ek is nou vol van die woord en my pastoor sal nou bly wees. Ek gaan nou by die bare, want dis die mense wat ek ken. Jy sien, en ek gaan nou aan hulle maar dis nie Here het dit nie gesê. Die Here het dit nie vir hom gesê nie. Hy het nie die prentjie van die Here gekry nie. Ek gaan nou bar toe en nou gaan ek van daai mense die evangelie verkondig. Toe gaan hy bar toe en nou bly hy eers vir 'n ruk nugter. Maar hy sê raak al luster. Want hy's mos nou daar waar hy nie moet wees nie. En toe begin hy naderhand, hy sê ag net eenetjie en dan tweetjies. En naderhand drietjies en hoe meer hy gevat het, hoe meer het sy mond losgeraak en hy preek vir daai mense hoor. Want hy's mos nou 'n prediker. En naderhand het hy so dronk geraak saam met hulle. En toe begin daar moleste gebeur en uiteindelik toe die vrou hom daar kom uithaal, pastoor ook sommer laat kom. Toe hy sê, "Wat maak jy?" Hy sê, "Pastoor, maar ek het vir jou gesê." Toe is hy half nog onder die invloed. "Ek het vir jou gesê." "Ek moet daaraan toe gaan." Sê pastoor van my, "Ja, jy is die lig van die wêreld, maar hoekom moet jy nou dronk word saam met hulle?" Dis nie wat die Here bedoel het nie. Om nou hulle te probeer bereik. Ons soek soveel keer verskonings. Okay. Amen. En hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end aan hulle skatte nie, en hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaans nie. Hierdie gaan terug na die oorlog toe, jy sien, perde en strydwaans is goed waarmee jy oorlog voer. Nou, die Bybel sê vir ons, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. As jy iemand wil gaan panel beat en deur om 'n les te leer. En dit is 2 Korintiërs 10 wat Paulus dit sê. Hy sê, gaan nie werk. En waar begin hierdie oorlog? Begin tussen jou ore en jou gedagtes. Want hy sê, daarso waar hy sê die wapens van stryd is nie vlees, maar kragtig deur God om vestings. Wat 'n vesting? Daai oorlogvestings, gedagtes wat jy in jou kop het. Neer te werp, en dan hoe doen jy dit? Hy sê, neem elke, hoeveel? Elke gedagte gevange. Jy kry nou so 'n klein gedagtetjie, net so kleintjie. Ek hou nie van daai mense nie. Of ek moet nie dit, daai mense irriteer my. Wat moet jy dadelik doen? Neem daai gedagte gevange, bring dit in gehoorsaamheid aan Christus. Wie is Christus? Christus sê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan nip jy hom in die bad, dan zip jy hom, want weet jy wat jou kop van vol is, gaan by jou mond uitstroom. So hoe keer jy dat dit by jou mond uitstroom? Stroom. Nip dit in die bad. Neem daai gedagte gevange, bring dit in gehoorsaamheid aan Christus. Wie is Christus? Hy is liefde. En begin dadelik daai mense volmaak sien in Christus Jesus, Kolossense 1:28. Jy is dadelik met gebed, want dis wat gebed is. Gebed sien dinge wat God sien. Hoe sien God mense? Met oë van liefde. Dis tog ons as mense, as iemand jou nou kwaad aangedoen het, dan dadelik dink jy, wag, ek sal jou 'n les leer. Ek sal jou terugkry. Gee my net 'n kansie. Hans sê ek gaan jou terugkry. Ek gaan jou terugkry. En die Here is nie so nie. Die Here is nie so nie. So, ons moet ook nie so wees wat ons sê, ek gaan jou terugkry nie. Nee, just let it begin met 'n klein gedagtetjie en dit word 'n oorlog. Ja, laat dit net gaan. Ook is hulle land vol afgode. Voor die werk van hulle hande buig hulle neer, voor wat hulle met hulle eie vingers gemaak het. So hulle het self vir hulle afgode gemaak. En nou afgod is af van God af, die ware God. Jy het die ware God en dan gaan jy af van hom af. Ja. Dis afstand, sien julle die afstand? Nee, ons bly by die ware God, hy is woon binne in ons met sy woord. Goed, vers 9. So moet die mens dan neergebuig en die man verneder word, en u moet hulle dit nie vergewe nie. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil.
Pastoor Jan, wil jy net daai bietjie in verband Ja, bring? ek kan dit in verband bring. Natuurlik, as jy nou Dommastrand die wonderlike liefdeswoord van die Here ontvang, of jy verwerp dit, jy wil dit nie ontvang nie, jy staan dit teen, jy verwerp dit, en jy wil nou maar van afgod, dinge wat af is van die Here af, wil jy nou maar aanhang, natuurlik gaan jy groot oorlog ervaar van verkeerde kant af, stem jy saam? So, die Here is lief vir die mens, maar hy is lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde. Hoekom haat hy die sonde? Want die sonde maak mense seer. En soos julle weet, sonde beteken die woord hamartia, wat beteken afwyking van die ware beeld van die Vader wat liefde is. Jy mis daai beeld. Nou, God haat mense wat in sonde is. Hy haat nie die mense nie, maar hy haat die sonde. Stem julle saam? Yes. Ons is lief vir mense, maar ons haat die sonde wat hulle doen, want daai sonde maak hulle seer en die mense in hulle lewe seer. Want sonde is onbedagsaam, sonde soek sy eie belang, sonde is soos 'n narcis. Julle weet wat 'n narcis. Alles gaan net oor daai persoon of net oor myself. Jy konsidereer niemand nie, jy's nie sensitief vir enige iemand nie. Dis lelik. En God is woedend teen sulke goed. Stem julle saam? Ek en jy behoort ook woedend te wees teen so iets. Ons gaan nie die mens wil doodslaan nie, ons wil daai sonde doodslaan. Okay. Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne sal neergebuig word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Gaan vir my saam met Jakobus waar hy sê, jy moet jou verneder onder die kragtige hand van die Here, nee. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare, oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. En oor al die hoë en verhewe ceders van die Libanon, en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels, en oor al die hoë torings, en die versterkte mure, en oor al die skepe van Tarsus, en oor al die kosbare pronkstukke. Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig, en die trotsheid van die manne verneder word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Nou hierdie verwys natuurlik ook na Jesus. Toe Jesus gekom het, toe bring hy die koninkryk van liefde, want hy was dit. Want hy het heeltyd gepraat oor die koninkryk van die hemele. En toe Jesus gekom het, was dit die tydperk wat die ou koninkryk, wat die Here eintlik kom oordeel het. Die tempelbediening met mense hande gebou wat korrup geraak het. Was daai ou bedeling aan die verbygaan. Want dis waarom hy sê in Hebreërs hoofstuk 1, in die ou dae praat God met ons deur die profete, maar in hierdie nuwe dae, nuwe tyd, praat hy deur die Seun. Nou ja, die nuwe tyd was 2000 jaar gelede. En so daar was 'n koninkryk aan die verbygaan, of hemel en aarde wat verbygaan. Onthou, hemel en aarde verwys altyd na die tempel. En daar is 'n nuwe koninkryk wat begin in wording gekom het. En dis wat Jesus gebring het. Dis waarom hy die hele tyd gepraat het oor hierdie koninkryk. En dan wanneer Jesus so praat, dan het hy vir hulle gesê, die oordeel gaan nou oor julle kom. Hierdie geslag sal nie verbygaan voordat hierdie dinge gebeur nie. Ons lees dit in Lukas 21 en Matteus 24. So Jesus het die oordeel ook gespreek. So waarvan praat Jesus? Hy verwys terug na Jesaja toe en na die profete toe, wat die oordeel aangekondig het. Hoeveel keer het hulle geleentheid gehad om hulle self te bekeer? Bekering beteken, verander jou sienswyse terug na God se sienswyse toe. Soos ons hier in Jesaja 55 sien, hy sê, laat die kwaaddoener sy gedagtes verlaat. Sy wat verlaat? Sy gedagtes. Wat se gedagtes? Gedagtes wat af God is, af van God is, weg van God is.
Hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, Jesaja 55, soos die hemele hoër as die aarde, soos my gedagtes hoër as julle gedagtes. So, wat is dan die oplossing? Hy sê, soos die reën kom en die sneeu, so is my woord. Wie is die woord? Jesus. Hy sê, neem my gedagtes. Hoe kry ons sy gedagtes? Deur sy woord. Sy woord gee vir ons wat hy van ons dink in sy gedagtes. En Jesus sê dan self in Johannes 6, ek is die hemelse brood of gedagtes wat uit die hemel neergedaal. As julle my eet, het julle my lewe. Nou, almal van julle eet lekker saam vanmôre, ons eet die woord. So, hier sê, kom Jesaja en hy praat hier al reeds van 'n oordeel. Kan julle dit sien? Hy praat van 'n oordeel teen mense wat Jesus die woord verwerp. En nou kan ons terugkyk, ons sien dit het klaar gebeur. Hulle het uiteindelik Jesus so verwerp, hulle het hom gekruisig, maar Jesus het dan, prys die Here, het gesê, Vader vergewe, hulle weet nie wat hulle doen nie, anders was die hele mensdom verdel gewees. Maar met die groot liefde van die Vader is die Heilige Gees uitgestort in sy ware gelowiges, en so is ons vandag nog steeds die kerk, die Ecclesia, wat beteken, dis kerk, beteken die saamgeroeptes, die gemeente van die Here. So, nou hier te lees, en Jesaja kyk vorentoe, en hy sien dinge wat gebeur, nou in sy tydperk gebeur, want hy spreek hierdie mense aan, maar hy sien ook wat in die toekoms gaan gebeur. Hy sien daar gaan 'n groot oplossing kom, en so die oplossing is Jesus. Ok, ek wil dit net vir julle noem. Ons is nou by vers 18. Het jy in jou Bybel nou daar rondgekyk, is daar iets wat jy gesoek het? Nee, dit gaan nou inkom. Hy sê, gaan in die rots en steek jou weg in die grond, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit. As jy mooi daai vers ook gaan verwys, sal Jesus het ook dieselfde gesê. Hulle sal sê, laat die berge op ons val. Maar jy het dit nou sopas weer genoem. Ja. Okay. Wat ek eintlik wou sê is, Romeine 12 sê, ons moet ons self surrender aan God. En as jy jouself oorgegee het vir God en vir God se werk, dan leef jy nie meer vir jouself nie, maar jy leef sodat Christus in jou kan leef. En dan sal al hierdie ander goeders sal nie vatplek kry aan jou nie, want dan is jy nie meer 'n slaaf van daardie goed nie. Jy het nou 'n nuwe meester. Jou meester is nou Jesus Christus. Absoluut. Hom dien jy nou. En jy het nie meer nodig dat afgode en sonde en verleiding en rykdom en al daai goed, dat dit vir jou die lewe moeilik maak nie. Nou wil ek net iets sê. Daar's party mense wat, ek wil sê daar's teachings wat sê, as jy 'n ryk mens is, dan is jy geseën deur die Here. As jy 'n arm mens is, dan het die Here jou nou nie geseën nie, dan is jy nou minder belangrik. Ek wil net sê, dit is glad nie die kriterium waar volgens God gaan nie. God kyk na hoeveel van jou hart het hy. As hy sê, ek sal die Here dien met my hele hart, met my hele siel en met al my kragte. Dis die kriterium waar na God kyk. Nou wil ek net hier sê, hierdie mense het baie goed gehad. Dis nie verkeerd as jy baie goed het nie, maar die goed moet jou nie hê nie. Hulle moet jou nie, die goed moet jou nie beheers nie. Die goed moet jou nie af van God wegvat. Afstand tussen jou en die Here veroorsaak nie. Baie mense voel my besittings definieer my. Dis wie ek is, al my besittings. En dis waarom die ryk jong man so jammerlik gevoel het toe die Here sê, verkoop al jou besittings en kom volg my. Dan woorde, jou besittings, jong man, hou jou juist weg van my af van God af, afstand van God af. Hy sê, gaan verkoop het, raak ontslae daarvan, en dan loop jy agter my aan. Toe daai jong man bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Amen. Okay. Vers 18, Pastor Mimpie, en die afgode sal geheel en al verdwyn. Wow, hoekom sal dit verdwyn? Waarom sal dit verdwyn?
want Christus is die oplossing, hy is die verlosser. En hoe gebeur dit? As jy hom aanneem, jy vat die woord wie hy is, jy vul jou gedagtes, jou siel, dimensie, denke, gedagtemoed met die woord, wat liefde is, blydskap is, vrede is, dan gaan as jy nie meer af van God af nie, jy's nou in hom, want jy besef, hy is in jou. Amen. Vers 19. En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond, vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Hier praat van mense wat geen verhouding met God het nie, en wat in vyandskap is met God. As jy jou God ken, en jy ken sy stem, jy ken sy natuur, wil jy dan wegkruip vir die Here? Nee, is nie nodig om weg te kruip nie. Ek bedoel, ek ken vir pastoor Jan, gaan kruip ek in 'n kas weg vir hom, omdat ek bang is vir hom. Nee, glad nie, because why ek ken hom. Amen. Nou, mense wat in gate gaan, spelonke gaan wegkruip vir die Here, hoekom gaan kruip hulle daar weg? Want hulle is bang vir die Here, want hulle het nie 'n verhouding met hom nie. As jy 'n verhouding het met iemand, dan is die pad oop. Daar is 'n verhouding. Ons is in 'n verhouding met mekaar. Nee, so, dit is waarom hy hierdie sê. En in die dag, onthou nou, hy praat van mense wat die Here glad nie ken nie. In die dag sal die mens sy silwer afgode, sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise. Ja, so, as jy dan besluit het, baie jare terug, of miskien onlangs, jy het besluit, maar ek gaan nie die Here dien nie, ek gaan niks met die Here uit 'n waai hê nie, gaan nie luister na sy woord nie, ek gaan nie in sy paaie wandel nie, dan sal jy op 'n punt kom waar die Here jou gaan bring waar jy niks het nie en waar jy niks is nie. En dan sal dit wat jy gedink het is vir jou so belangrik, jou staan plek in die samelewing en al daai goed, dan sal jy agterkom, dis nie eers goed genoeg vir die molle en die vlermuise en die wurms, en dis nie eers goed om op 'n mishoop gegooi te word nie, want dit beteken niks as jy nie die Here het nie. Maar as jy die Here in jou lewe het, amen, dan het jy sy teenwoordigheid, sy natuur, verhouding met hom. Jy het sy influistering in jou lewe. Amen. Nou hoef jy nie in 'n spelonk te gaan wegkruip nie, jy hoef nie in 'n gat te gaan wegkruip nie, want die Here is in jou. Amen. Vers 22, nee. 21 nou. 21. Ek het dit klaar gelees. Om te gaan in die skere van die rotse en in die klowe van die kranse. Vir die molle en die vlermuise. Ja. Om te gaan in die skere van die rotse en in die klowe van die kranse, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit omwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. En laat ek gou iets vir jou verduidelik. Jou kind wat in jou huis is, nee? Jou kind wat in jou huis is en wat saam met jou bly. As jou kind in die nag aan die venster of aan die voordeur klop en sê, "Mami, maak vir my oop." Wat is jou eerste reaksie? Jy herken jou kind se stem. Jy weet jou kind was uit gewees en jy verwag hom terug. So wat gaan jy maak vir daai kind? Jy maak die deur wyd oop. As jy iemand buitekant hoor, wat jy glad nie ken nie, en jy sien die persoon is nie bekend aan jou nie, dan weet jy, hierdie is 'n inbreker, hierdie is 'n vyand. Nee, gaan jy hom inlaat? Nee. So, dit gaan alles oor ons verhouding wat ons met die Here het. So, as ons gemeenskap het met Christus Jesus, en hy woon in ons en ons woon in hom en deur hom en tot hom leef ons,
dan is daar nie 'n skrik vir die Here, of daar's 'n gesonde respek vir die Here, ja. Gesonde respek. Maar daar is nie hierdie skrik vir die Here wat ons sê, hier kom die Here nou, hy gaan my roast, toast, bin, alles. Nee, jy's deel van die huishouding. Amen. Amen. Laat staan tog die mens, wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. Hy sluit maar net af deur te sê, die asem wat ons het, kom van hom af. Die liggaam wat ons het, kom van hom af. Die gees wat jy in jou het, kom van hom af. Amen. Ek wil net afsluit weer vers 20, het ons slag gelees, vers 22. Vers 20, dan gaan ons afsluit daarmee. In die dag sal die mens sy silwer afgode. Sê almal die dag. Die dag. Nou, oral in die profetiese boeke word gepraat van die dag. En dan kom Jesus uiteindelik ook, dan praat hy van die dag. En dan in Matteus 24, soos ek reeds genoem het, en Lukas 21, verduidelik Jesus hoe die oordeel gaan gebeur en wat hulle moet doen. Hy sê, wanneer julle die stad omsingel sien met die oorlogsmagte, in hierdie geval was dit die Romeine, dan moet julle jou goed net so los en hardloop na vlug na die berge. En dan ek het nou daai skrif, jy's gesoek daar, wat hy sê, hulle sê, berge val op ons, rotse val op ons, heuwels bedek ons. Nou dis alles simboliese eindtydtaal, apokaliptiese beteken einde van alles taal. En as hy praat hierso, praat hy ook van aarde, in vers 21, ek weet hy woordjie aarde in Hebreëus gaan kyk, is die woordjie eretz, en dit beteken landstreek. So dit het also gaan oor daai Joodse landstreek wat dan oor die oordeel gaan daaroor kom en dan die tempel gaan verwoes word, die mure van Jerusalem. En ons weet, ons het dit reeds vir julle baie gesê, 70.000 in die jaar 70 na Christus het dit gebeur, want hier sê hierdie geslag sal nie verbygaan nie. Jesus is dit so 30 na Christus gesê, so plus minus 40 jaar dan wat 'n geslag is, het dit gebeur, want Jesus was 'n ware profeet, en hy het gesê net wat die profete al reeds voorspel het, van die verwoesting van Jerusalem en van die tempel, van die ou tempel, hemel en aarde, orde. So, dit wat pastoor Mimpie hier verduidelik is reg, jy kan dit na jou persoonlik toe trek en vat, maar dit het ook 'n geskiedkundige gebeurtenis, en dit is verwoes, dit is verby. 1.1 miljoen ongelowige Jode het omgekom, en raai wat, almal wat Jesus se woorde ernstig opgeneem het, almal wat die woord Jesus aangeneem het gevlug na die berge. En daar's in Lukas 21 sê hy dit, nie 'n haar van jou hoof sal val nie. En dit het presies so gebeur. So hierdie verwys vir ons kan persoonlike dinge verstaan, vir ons persoonlik self, nou, hier en nou, maar ons kan ook die groter prentjie sien, van wat werklik letterlik gebeur het, met die verwoesting van die ou tempelorde. Die ou dinge het verbygegaan, die nuwe is nou in plek. Julle nie bly nie. En in die laaste hoofstukke van, as dit die laaste hoofstuk, kom ons gaan gou nou Openbaring, Openbaring 21, dink ons sluit daarby af. Waar is nou my Openbaring 21? Daar is hy. Openbaring 21, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Nou weet, nuwe hemel, nuwe aarde, tempel. Wie's nou die tempels? Paulus sê, weet julle nie, julle is die tempels nie. Staan hier die simboliese taal. Gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde, met ander woorde die ou tempel, het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. See wys na nie Joodse nasies. Staan die simboliek. Want wat het gebeur? Toe die Jode dit nie wil vat nie, toe breek die Here dit na die nie-Joodse nasies toe. En Paulus was die apostel juist daarvan. En ek, Johannes, het 'n heilige stad, die nuwe Jerusalem gesien, neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar man. Wie is die bruid? Ons, die gemeente. Wie is die bruidegom? Jesus. En ek het 'n groot stem uit die hemel gehoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Tabernakel is woonplek van die Here. Hy woon nou in ons. En hy sal by hulle woon. As jy mooi na die
woordjie gaan kyk, so jy kan jy inhok, daar skryf, hy sal in hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou, hier sit sal, en dan kan jy daai sal nou uithaal, dit het klaar gebeur, dis klaar in plek. Wie van julle het hom aangeneem? Die koning van hierdie nuwe hemel koninkryk, hy woon nou binne in julle. Jesus sê ook, weet julle nie, die koninkryk is binne julle nie. En God sal al die trane vir die oë afvee. Nou ja, pastoor, maar dit het nou nog nie gebeur nie. Ek wil vir jou sê, as jy jou heeltemal kan vul met Jesus, met hierdie woord, sal maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy sal ervaar. Antoinette, ek dink jy begin het ook ervaar, dat hulle wel 'n mens baie trane het. Ja, huil. Dis asof hy daai trane wel. Want as 'n mens in die woord is, in die woord, as jy so vol van die woord, en jy hoor die stem van die Here deur sy woord, en die Heilige Gees deel met jou, dan droog hy jou trane op. Hy vat die hartseer uit. Daai les wat ons gedoen het, daar is met die woord, skool oor ware troos. As jy daai les luister, weet jy, ek luister daai les vir myself, dan is so troostend, want die woord het die krag van die Heilige Gees om jou waarlik te troos. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woord is waaragtig en betroubaar. So weet julle wat? Ons is nou klaar daar. Alles is nuut. Maak nie saak hoe rof het gaan nie, kry jou kop vol van hierdie woord, wie Jesus is. Jy leef nou die nuwe hemel en nuwe aarde as tempel uit, teenoor jou medemens, en dit is sy liefde. Sluit vir ons af. Dankie Vader, dat ons weet, dat U woon by ons, en ons woon by U. Dankie Here, dat ons weet, dat ons eenheid met ons Vader is verseël, deur die prys wat Jesus Christus betaal het, en dat ons weet, dat ons daarin kan staan, deur die krag van die Heilige Gees, wat hy uitgestort het in elke een van ons lewens. Dankie Here dat ons staan in daardie krag en ons staan op hierdie rots wat U vir ons daar gestel het. Dankie daarvoor Here. Amen. Amen.